Hallo mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Man, weet ek nou, vandag is ons nou besig om vir julle pompoenkoekies te maak, of pompoentert. Dit is eintlik maar dieselfde ding, want my ou vriend hier aan die ander kant het 'n land vol butternuts geplant. Hier lê nou ene. Maar toe die uistervarke en die ribbokke en die hasse hom help vreet aan die pompoene, nou so lyk dit waar hulle die pompoen gevreet het. Daai diere is mos nou baie slim, hulle weet mos nou watter pompoen die lekkerste is. En hy het net vir ons hier 'n klomp gebring. Nou ja, nou moet ons werk maak van die pompoene. Nou kyk, die dier is mos so baie slim. Hy weet mos watter pompoen die lekkerste is. Nou kyk, soos 'n uistervark. Hy weet nou ook watter pompoen die lekkerste is, maar hy nou die pompoen so gevreet het. En die pompoen is nou nie reg na sy smaak nie, dan probeer hy die pompoen laas aan. Miskien sal hy beter wees. So hy het nou 'n hele klomp pompoene wat gevreet is, maar hy daar nog genoeg om mark toe te stuur. Nou kyk, hier het ons nou klaar pompoen gekook en fyn gemaak. Nou gaan ons hom verder vat die vanaand pompoenkoekies maak. Eers gooi ons 'n koppie melk by. Okay, die melk is nou hier in. Die melk is koud en die pompoen is warm, so die melk help nie die pompoen af te koel. En dan kom hier bakpoeier by. Nou die bakpoeier beslag koud is, want anders die warmte, die hitte aktiveer die bakpoeier en hy moet nou al begin rys nie. Okay, dan kom hier 'n koppie room ook by. Hy koel hom nog 'n bietjie verder af. Daar sê, nou kyk, 'n pompoen is mos nou 'n wonderlike kos. Hy is mos so, maar die laaste 500 jaar hier in die westerse wêreld bekend. Pompoen kom ons van die Amerika's af, saam met mielies en boontjies en tamatie en aardappel en so ons meng hom nou so 'n bietjie deur. Ons gooi ons 3 eiers by. Dis nou ten engeltjies hoender se eiers. Die hoenders loop self rond, vreet baie groenvoed, daarom sien jy die geel is so mooi geel, is amper oranje van geeligheid. Dis nou nie 'n battery hoender se eiers nie. So ons meng nou die goed so stadig aan deur. Kom nou 'n koppie meel by. Kyk, die pompoenkoekies is mos nou kos vir 'n koue winterdag soos pannekoek. So ons roer hom net so 'n bietjie deur. Ons gooi die suiker by. Koppie suiker. Dan gaan hy. En ons gooi die botter by. Ons staan met die botter gesmelt. Moet nou nie margarine vat, jy gebruik nou regte botter. Regte botter is daar, maar so half anders te smaak is as margarine. Nou is alles in behalwe die bakpoeier en sout. Dus die besigheid net so 'n bietjie roer. Pompoen is baie gesond vir jou. Die ou mense het gesê die pompoen het gee jou krullehare. Nou kyk, ou Jan van Til en hy liedjie het ons knoffel as hy sokkies gesit om sy snorkel het krul. Nou weet ek nie, hy kan miskien maar net pompoen geëet het, dames, dit nou baie makliker. Okay, hier is ons pompoentert se beslag nou goed geroer, alles is lekker gemeng. Nou gaan ons weer in die bakke sit en dan word hy gebak vir 45 minute na 180 grade. Nou kyk, hierdie tert gaan baie lekker saam met braaivleis en jy kan hom vries ook. So as jy nou 'n klomp pompoene is ons nou daar, kan jy sommer vir jou 'n vrieskas vol pompoentert maak en dan vries daarna soos jy onnodig kry kan jy hom uithaal. Nou ja, ek dink nou is ons reg. Ons gaan nou gou hierdie beslag hier in ons bakke gooi en dan gaan hy ontoe. Dan gaan hy en dan gaan hy as omtrent so eweveel in elke bakket. Dit lyk baie mooi. So net vir die bak lekker skoon kry. En daar is hy. Baie mooi, baie lekker. Nou gaan hy by die 45 minute teen 180 grade. Okay, ons het per ongeluk oorgekom en vergeet in die bakpoeier in te sit, maar ons het hom nou sommer hier ingegooi. Blijkbaar dieselfde. Daar is hy. Nou gaan hy nog so 'n bietjie rys. Hy gaan kry die pannetjie vol rys. Baie lekker pompoentert vir braaivleis.
Nou ja, hier is nou 'n bak pompoen tert. Ons het nou vandag al omtrent pompoene gewerk, maar hierdie bak het ons net nou gemaak. Hy het nou al lekker afgekoel. Hy lyk baie lekker, hy ruik baie lekker. Dit is wat baie lekker. Maak met die pompoen tert gerus. Dis nie fout maak.